Hallo julle, ek hoop dit gaan goed vandag met julle. Dit is vir my lekker om saam met julle weer te kuier en ek hoop julle het hierdie afgelope week regtig gefokus om julle verhoudings te bou in julle gesin. Ek wil sommer vir julle net weer inlig oor hoe dinge werk oor die Dink Jeug app. Ons motiveer en spoor regtig ouers aan om hierdie app af te laai en te gebruik en toe te pas in julle huisgesin godsdiensttyd. Hoe dit werk is, daar's van Maandag tot Vrydag elke dag 'n huisgodsdiensles om te doen en dis soveel pret en so lekkerte en baie gesprekspunte en baie positief. So ek doen saam met julle Maandagsin op die Sondag en julle kan Dinsdag en Vrydag, Dinsdag tot Vrydag saam doen as gesin. So ek doen nou saam met julle die begin van hierdie reeks en dit gaan oor afleidings wat ons het in die lewe wat ons bietjie van die spoor aflei en dat ons bietjie nie tyd maak vir Jesus en vir ander nie. So ja, ons gaan bietjie daaroor gesels en hulle begin altyd so mooi en hulle sê vat in jou hart, vat in jou ore en kom ons luister saam. So, die een ding waar hulle oor gesels in hierdie les is tegnologie. En hoe tegnologie regtig dit steel ons aandag, dit steel ons tyd. Maar as mens dink aan tegnologie het ons soveel in ons lewens al beteken. As mens net dink aan WhatsApp, mens kan met iemand anders in 'n ander land praat met 'n video. Jy kan vinnige voice note stuur. As jy dink aan Google Maps, niemand verdwaal meer nie, want almal het Google Maps en jy kan sommer vinnig by 'n plek uitkom. So tegnologie het ons lewens verseker verryk en makliker gemaak, maar tegnologie het ook iets anders gedoen in ons lewe. Dit het bietjie begin tyd speel. Tegnologie het ons lewens heeltemal verander, maar as ons dink aan tegnologie en ons vra onsself, maak tegnologie ons regtig geduldiger? Maak dit ons meer vriendelik? Maak dit vir ons dit makliker om mense te vergewe en ander te vergewe? Maak dit ons minder bang? Maak dit ons eintlik meer kreatief en maak dit ons gedrewe? En dit laat my bietjie wonder, help tegnologie regtig ons so baie met dit? En as mens dink aan goed wat regtig saak maak in die lewe, soos wysheid en waagmoed, lyk dit nie altyd of tegnologie ons so baie help nie. Ek gaan gou vir ons lees uit Markus 1 vers 21 tot 28. Die besete in Kapernaum. Hulle het in Kapernaum gekom toe die Sabbatdag aanbreek. Het Jesus reguit na die sinagoge toe gegaan en die mense daar begin leer. Hulle was verstom oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een wat gesag het en nie soos die skrifgeleerdes nie. Op daardie oomblik was daar in hulle sinagoge 'n man wat van onrein geeste besete was. Hy het uitgeskree: "Wat het ons met u te doen, Jesus van Nasaret? Het u gekom om ons te vergeld? Ek weet goed wie u is die heilige van God." Maar Jesus het hom skerp aangespreek: "Bly stil en gaan uit hom uit." Die onrein gees het die man stuiptrekkings laat kry, hard geskree en toe uit hom uitgegaan. Almal was so verbaas dat hulle onder mekaar geredeneer en gesê het: "Wat gaan hier aan? Dit is 'n nuwe leer en dit kom met gesag. Hy gebied selfs die onrein geeste en hulle gehoorsaam hom." En dit was nie lank nie of daar is in Galilea oral in die hele omgewing oor hom gepraat. So wat ons hieruit leer is, ons almal het aftrekkings en ons almal het goed in ons lewe wat regtig ons pad van Jesus af wegneem of ons weg van Jesus afneem en vir ons struikelblokke is en tegnologie is definitief een van dit. As mens nou sien, ja, wat daar gesê is, die man het 'n gees in hom gehad wat hom nie reg kon laat sien en hulle uit hom weghou van Jesus af. En dit is wat ons ook kan sê, tegnologie hou ons baie keer weg van dinge af wat belangrik is. As mens kyk na ons stilte tyd en bid, baie keer dan sê jy sommer vinnig op jou foon en jy is besig op jou foon, maar jy vergeet om tyd te gee aan Jesus, tyd te gee om vir jou Bybel, om Bybelstudie te doen, tyd te gee om te bid. En ook 'n ander een is, ons gee partykeer nie genoeg tyd vir ons gesinne en verhoudings nie, soos ons nou laasweek gehoor het, ons moet regtig tyd maak vir ander en tyd maak vir verhoudings. So, ek daag julle uit hierdie week, dit is ons doen ding. Ons gaan bietjie wegbeweeg van tegnologie en ons gaan bietjie meer vra daaroor. Is dit regtig so goed vir ons? Steel dit nie dalk ons tyd, dit slurp dalk ons tyd op, wat ons regtig eintlik vir iets anders kon gebruik het. So ek wil hê, julle moet, julle kan neerskryf op 'n papier, of julle kan dit ook uitdruk. Die eerste vraag is, hierdie 2 vrae moet julle opplak by julle TV of by jou tablet. As jy jou tablet vat, moet jy dit kan sien by jou selfoon. Sal hierdie my help om minder bang te wees en met meer dapperheid op te tree? Dit is vraag nommer 1. En dan die ander een is, sal hierdie my help om minder dom op te tree en met meer wysheid?
So hierdie 2 vrae moet jy jouself afvra voordat jy jou selfoon gryp of jou tablet gryp of voor die rekenaar sit. En dan het ek sommer 3 gesprekspunte vir die gesinne en wat julle regtig oor saam kan gesels en bietjie daaroor dink. Wat trek gereeld jou aandag af van dinge wat jy graag wil doen? Punt nommer 2. Hoeveel screen time per dag dink jy is te veel? Punt nommer 3. Watter waardes is vir jou gesin belangrik? En ek wil regtig hê julle moet diep dink daaroor en lekker gesels om die tafel as gesin saam. En ja, geniet die gesprekke saam en ons sien mekaar volgende week weer. Weet net ons verlang na julle en ons sien uit om julle weer te sien. Mag julle 'n lieflike Sondag saam geniet as gesin en mag dit geseënd wees.